Welkom terug by die groot ontbyt. Ons gesels musiek. Ja, hier's 'n band. Hier's 'n band. Hier's 'n band. Ons gesels met Van Koot. Hulle is in die ateljee. Dis ek het gedink dit was snaaks. Moenie so gaan nie. Ons gesels met Van Koot in die ateljee. Ons gesels met Ruben, Jonathan en die pragtige Chamonix. Goeiemôre span. Môre julle, lekker om hier te wees. Die pragtige Ruben en pragtige Johnny ook nie. Het jy jouself wat jy naby die spieël vanmôre? Nee. Maar jy het 'n pragtige hemp aan. Dit is die Baie waarheid. dankie. Dis die waarheid. Baie geluk met die hemp. Hoor eens, kom ons gesels 'n bietjie oor Van Koot. Dis al amper 'n dekade wat julle aan die gang is. Ja, volgende jaar is dit 10 jaar. Sure. Van waar hy die band begin het en ja. 'n Dekade. Hoor eens, so oor 10 jaar leer 'n mens goed van mekaar. Nee. Ja. Julle mense doen. weet nie veel van 'n keuse nie, want julle deel 'n huis, maar Ja. maar oor 10 jaar leer julle as 'n band goed van mekaar. Hoe julle in 'n bandomstandige toestand, 'n milieu werk. Wat is ons gaan by jou begin Ruben. Wat is die ding wat jy geleer het van members in die band? Ek weet nie of ek dit op TV kan sê. Die gesaliteerde band. Nee, ek dink ons baie van mekaar geleer, routines, wie wat se golfstok op wat se gat moet slaan. Dis belangrik. Nee, maar net met skaars musiekstyle geleer ken en dit het merge eintlik maar saam oor die jare en hoe mense dink oor sekere dinge en so aan, ja. Sure. Wow, Jonathan, sou jy ook sê julle het verskillende musiekstyle? Ja, Persoonlijk. definitief daai woord. Dis die. Nee, dit is die laaste 10 jaar kan jy ook sien hoe mense groei in mekaar se Ja. style in. Ja. Soos daai jare ek was baie meer in rock en heavy metal en daai tipe goedjies en ek like nog steeds my 'n bietjie harde musiek in die background. Ruben was weer op die popper rock goed en alles en nou is vandag hy is 'n death metal ouetjie. Jy het hom gedraai. Met 'n goeie golf swings. Ja. Nice. Wat as jy nou terugkyk na die laaste 10 jaar? Wat sou jy sê is die hoogtepunte vir julle? Ek dink soos ek en Ruben was eintlik beste vriende gewees voordat ek en Johnny het eintlik my en Ruben het my en Johnny aan mekaar Ja. voorgestel. So ek dink dit is net lekker om saam as vriende en dan nou familie saam in die band te wees. Dit is nogals vir my 'n hoogtepunt. Want dit voel vir my ons is eintlik 'n familie. Dis nie meer net 'n vriendskap nie. Dis lekker. Ja. Dis lekker om te kan sê van jou bandmembers dat julle eintlik soos 'n familie voel. Ja. Ons kan fight soos 'n familie. Hoorie, as jy nou verskillende musiekstyle het, hoe maak 'n mens dan 'n tune in 'n groep? En hoe besluit jy op daai liedjie se styl? Hoe besluit jy op 'n kreatiewe rigting as almal so uiteenlopende smake het? Ek dink wat dit lekker maak is die feit dat almal verskillende style het, is wat ons musiek bietjie anders maak. So dis nie 'n standaard gitaar tune wat ons net maklik D-A-E speel nie op iets nie. Daar's bietjie technicality agter dit. Wat dit nou bietjie lekker maak want ons hou van sukkel. So dis Ek moet vir jou sê ek het hande geluister en die ritme dis baie mooi. dankie. In die liedjie. Dis regtig baie nice. Julle het in die pressbriefing, dis nou wat ons skryf voor die tyd, dis allerlei media goed wat ons skryf. Sê julle dis 'n nuwe kreatiewe rigting wat julle gaan inslaan. Van Koot het 'n nuwe kreatiewe styl. In watter mate is dit anders? Om dit so te sê, die volgende liedjie wat na hierdie een uitkom is 'n rock song. So in die een voor hierdie was 'n meer punk rock Afrikaans tipe vibe. So dit is ons probeer verskillende style en alles doen. Ons wil nie vasgevang word op een Afrikaanse styl nie. Ja. Ons wil alles kan doen. Ons wil 'n Bless Bridges styl hê. ons wil 'n Franse van Coke styl hê. Ons wil vir almal kan cater eendag en dit is die waarna ons kyk. Ons Dis wil nie uitdaging. Ja, so jy wil nie in 'n boksie geplaas word nie. Glad Jy nie. hoef ook nie in 'n boksie geplaas te word Ja. nie. Ruben, vertel ons van Hande. Waaroor gaan die liedjie? Jo, wel, Johnny moet eintlik bietjie daarin meer antwoord. Want hy is die een wat dit bietjie meer geskryf het met ek dink Chamonix in gedagte. Oh, okay. geskryf het my buurvrou. En toe sê hy nee gedagte nee. Nee, ek het net gedink ons het lanklaas 'n regte love song geskryf met wat bietjie diepe betekenis het in het. En toe begin ek die gitaarstukkie eintlik al 2 jaar terug. Het die gitaarstukkie by my gespook. Die altyd waar ons gekom het as ons gesoundcheck eers dan speel ek net die ding en soos ons moet iets vir dit skryf eendag. So die melodie het eers gekom. Ja, Baie lank. baie lank terug. En toe nou so 'n paar maande terug sit ek in die sitkamer en sy was besig, ek weet nie met wat nie.
En toe kom die woorde net, ek dink was 45 minute toe dat ek die meeste van die liedjie al klaar reg gehad. En toe kom fine tune sê om net en alles, maar ek het meeste van die liedjie oor haar geskryf. Hy was seker kwaad vir my. True love song. Jy sê mos in liefde en in pyn. So. Wat wil julle moet mense voel as hulle hierdie liedjie luister? Is hulle klaar geluister het na die song of terwyl hulle luister, wat hulle ervaar? So, wel, eerstens wil ons regtig hê hulle moet net die liedjie geniet. Jy moet by 'n braai kan sit en die liedjie kan luister. As jy op die verpad ry, moet jy die liedjie kan luister, maar hy het ook 'n dieper betekenis, veral vir die mense wat in 'n verhouding is, soos om te weet dat selfs in die moeilike en in die goeie tye moet jy altyd daar wees vir mekaar en daar's altyd hoop daar waar daar liefde is. Mooi gesê. Dis baie mooi, ja. Ja. Wat lê voor vir 2026 vir julle? 'n Great jaar. Ja? Definitief baie nuwe musiek. Want hierdie jaar het ons nie eintlik baie musiek uitgebring. Dis enigste song wat ons hierdie jaar uitgebring. Die jaar voor het ons 4 songs uitgebring. So ons het 'n groot lys van nuwe musiek wat gaan bietjie op bo water kom. So ons is baie excited daarvoor. En ja, dis eintlik. En laaste julle hier was dit julle gesê julle twee was hier gewees. Laaste sê die ding in julle band, dis julle hoef nie almal net op musiek te fokus nie. Want julle het ander lewens buite die musiekindustrie ook. Julle het ander werke buite die musiekindustrie. As julle nou volgende jaar meer gaan fokus op musiek uitgee en dis meer gaan julle weer moet swaai musiek se kant toe dalk swaarder, né? Hoe trou jy daai twee wêrelde met mekaar? Daai wêreld buite musiek die ek moet my aftrekorders betaal wêreld en dan hierdie is my liefde en my passie wêreld gaan 'n bietjie moeilik wees volgende jaar. Ek dink ons doen dit al so lank. Ons average op so 100 shows 'n jaar op die oomblik van corporates na whatever it is en alles. Dit is al 100 jaar. Ja. Terwyl ons almal regte werk het, ook daarbey almal regte werk. Maar met 'n regte day job, het hy werk sy 8 to 5, het hy keer 8 to 9, 8 to 12 in die aande. Sy is besig met die pasiënte en alles. Ek's ook oral op sites. Ons drummer is 'n beleggingsbestuurder, so almal doen hulle dinge, maar ons het hierdie jaar reg gekry, ons het laas jaar reg gekry. Volgende jaar gaan ons dit definitief reg kry. Dit is nie dit bly ons love van dit bly 'n passie. Die musiek word nie meer ons werk nie, is nie ons werk nie, dit is ons passie. So en hy betaal en is lekker so. Jy mis nie uit op experience en so nie. Die enigste ding wat ons bietjie uit op mis nou en dan is slaap. Ons weet presies wat jy bedoel. Ons gaan nou luister na hande, nê? Ja. Gaan jy vir ons hande opvoer? Ja, ons gaan julle 'n akoestiese weergawe doen. Akoestiese weergawe. Die 3 van julle is een bandmember kort, maar ons sien baie uit daarna. Dis nou net nadat dit inspreek. Baie dankie. Ek sê heeltyd Jonathan, maar as hy sê Johnny dan mag ek sê Johnny. Ja, asseblief. Ja, dit is so formeel. Baie dankie Johnny Chamonix. Tot my my Johnny dis daar so. Ja, dankie dat julle die moeite gedoen het om môre in te kom ten spyte van nog werk later vandag. Baie dankie. Goed wees. En 'n konsert 10 op 'n stadion die naweek. Vanaand en môre. Genade. Dis lekker. Soveel vitamines moet gee as jy hier klaar maak. Bly jy nou by 'n sonart advertensie breek. Dan gaan ons 'n bietjie luister na daai musiek.